Goeiemiddag vriende, dit is die HNB se inligtingsdiens se video vanmiddag. Die leier van die HNP, meneer Frits van Graan, gaan ons toespreek oor selfbeskikking. Dankie Hermanus. Ja, as 'n mens nou oor selfbeskikking wil praat, daar's deesdae soveel van die blanke groepe wat praat van selfbeskikking en territoriale selfbeskikking en alle watter goed ook al. Vir ons in die HNP het selfbeskikking een betekenis, en dis 'n feitelike betekenis, sonder verwarring, eenvoudig, reguit. 'n Mens moet net natuurlik bietjie agtergrond gee, en dit is, wat beteken dit? Eie volk, eie land, eie taal. En daar vloei dan uit eie regering. Dan jy jou eie regering wat daardie dinge bepaal. Maar so bietjie vorentoe van volke is daar tog rasse. Ja. Rasse bestaan. Kom ons praat net van die 3 hoofrasse: blankes, oosterse rasse en die swart rasse. Nou daaruit kom die volke. Dit beteken selfs, as jy nou na Europa terug sou gaan, waar Dr. Verwoerd eendag baie duidelik gestel het, jy weet, daar was oorloë in Europa, tussen Frankryk en Engeland en Spanje en wie ook al, totdat hulle die lande verdeel het. As jy Portugal kyk, wat helemaal omring is deur Spanje, ja, helemaal in eie kultuur en hulle is in hulle eie lande, dis die kern van die saak, dat selfs volke moet geskei word. En dis nie ek en jy wat daaroor besluit het nie, dis 'n skepings orde. So mense moet daar begin. Nou, die blankes, ons blankes in hierdie land, het bestaan uit westerse volke, wat insluit die Duitsers, in eerste plek eintlik die Hollanders, die Duitsers, die Franse, en selfs Belge, Grieke is hier ook deel van die volk, nee. Ja. So dit is 'n klomp Europese volke wat saamgekom het, maar die hoof stam uit die Hollandse en die Duitse en die Franse groepe. En dit het ons Boere-Afrikaners gemaak. So ons is 'n volk. Dit word erken uit Europese volke ontstaan, hierdie blanke volke in die suidpunt van Afrika. So ons gaan deur die hele wêreld as 'n erkende volk. So ons moet 'n land hê. As jy hierdie land so 'n mengel moes maak soos wat hy tans is, gaan jy net stryd kry. En ek sê vir jou nou, daar was in Dr. Verwoerd se tyd nie vreeslike haat tussen swart en wit en kleurlinge en so nie. Daar's nou baie meer, selfs tussen die swart stam, is daar baie meer haat oor hierdie gemengde vrugteslaai republiek. So mens net verlede week se optogte in Natal vat. Ja, so die Boere-Afrikaners wat dan in die land ontstaan het hoofsaaklik uit Europese volke ontstaan. Word amptelik internasionaal erken as 'n volk. Dus ontwikkel die eie volk. En dis die een been, 'n mens kan altyd sê, 3 bene is 'n baie stabiele toestand. Kyk maar, alle goed wat in die tegniese wêreld bestaan, 'n 3-poot pot en 'n 3-poot. Nou, ons was helemaal erken, Transvaal, Vrystaat, republieke. Ja. Dis hierdie Britte self. En ander republieke was erken. Nou het ons die een been bespreek, nee, ja, van selfbeskikking, dis die volk. Daar moet 'n volk wees. Sorry. Die tweede been is 'n taal. Ontwikkel ons eie taal uit Hollands, Duits, Frans en Engels. Vanaf 1652 tot in die begin van 1900 het die Afrikaanse taal ontwikkel. Mens kan dit amper sê is oor 2,5 eeue. En toe in 1925 is het amptelik goedgekeur. Ja, die Afrikaanse geskrifte het ontstaan, en so tot en met die Bybel wat 1933 al verskyn het in Afrikaans. In Afrikaans, ja. So dit wys jou die taal het ook ontstaan. Nou die volk ontstaan, die taal het ontstaan, en nou, waar is die land? Ons voorouers het onbesette gebiede, wat onbeset was deur enigiemand, waar was waarskynlik net wild, het hulle ingeneem, mak gemaak en begin werk en leef en boer. Maar nog 'n punt wat daar's verkry, ook land deur ruiltransaksies met swartes en ooreenkomste, en dan swartes wat vrees gehad het vir ander stamme, het ook
soort van ondergeskik geraak aan die blanke, Ja, vir beskermings om boere Afrikaners. So daar's dan die volk se lande wat hy verkry het. Ons het ook grondgebied herwin deur oorloë, né, wanneer die swart volke van hulle ons aangeval het, ons voorouers, en toe die grond geannexeer wat 'n staatkundige feit is. toe hulle gevlug het, as jy die Matabele's vat, Ja. toe hulle gevlug het, ja. So, daar het ons nou die 3 bene van selfbeskikking. Eie volk, eie taal en 'n eie land. Maar, nadat die republieke nou ontwikkel het, plase, boerderye en dorpe, al was dit nou maar, eintlik voor die dorpe was dit nog net sametrek gebiede, toe die Britte begin voeter met ons. En so weet ons, die Britte het betrokke geraak en skep groot probleme en verwarring in Suid-Afrika deur die republieke aan te val, die boererepublieke, Transvaal en die Vrystaat. En veral rondom die myne, die Engelse Ja, wat hulle dis- daar gebruik het. Toe wil hulle goud, ons weet nou die eerste Vryheidsoorlog het hulle verloor. En daar op Majuba was die finale slag, Ja. wat die Britte verloor het, toe Collie hulle daar gesneuwel het. Maar die tweede oorlog het ons ongelukkig, kan jy maar sê, die boere eintlik verloor, as gevolg van bedrog en allerhande. Maar eintlik is daar net 'n vredesooreenkoms. Ja, daar is toen 'n vrede gesluit, omdat die boere nie oorgegee het eintlik nie. Maar dit het groot probleme geskep, in die buiteland het toe die simpatie van die Britte gehad het. Nie al die hele Europa nie, maar 'n groot deel. En die buitelandse rusie het toe begin, en hulle die swartes aangehits en opgewek, dat hulle ontevrede geraak het. Die eerste geslagte was nie ontevrede nie. En selfs, ons onthou nog van Dr. Verwoerd se tyd, toe hy Transkei gaan besoek het, dit was omtrent die grootste byeenkoms wat hy ooit toegespreek het in Suidelike Afrika. Die mense was tevrede met hom. Natuurlik was daar altyd agitators. Ja, natuurlijk, ja. Maar so daar het die volk gevestig geraak in die ou Suid-Afrika, wat ons land is. Maar die buiteland het so sterk invloed, maar ek dink nie die buiteland sou oorwin het as ons nie verraaiers binnelands gehad het. Ja, en onthou nou die Engelse kerkouens wat onder die swartes gewerk het. Kerke het ook onderus gesaai. Ja. Maar die 3 feite is volk, taal en land het ons gehad. Ja. Ons was onafhanklik en die prestasies wat die Afrikaner boerevolk hier ontwikkel het en bereik het tot en met die 60er jare is amper onbeskryflik. As jy dink die goed wat opgebou is. Maar goed, dit is wat selfbeskikking beteken. Ek wil net 'n opmerking maak. Baie mense gaan nou vir jou sê, maar ons kan 'n volk wees en ons kan land hê, maar ons taal ooralster word nou net Engels gepraat. Ja, maar en ons moet daarop aandag gee dat ons Afrikaans nie vernietig nie, dat ons Afrikaans praat en bevorder. Dis wat ons nou gaan behandel hierso, die oorgawe van die NP-regering deur de Klerk en sy liberale mede-verraaiers. Hulle betrek swart volke wat reeds tuislande gehad het. Ja, dis reg. Ons dink aan die 4 tuislande. Ja, die Zulus het nog steeds hulle tuisland eintlik. KwaZulu-Natal, Transkei, Ciskei, Bophuthatswana en Namibia. Ja. En oom Jaap het eenslag op 'n vergadering genoem. Eintlik al wat nog moet ontwikkel word is 'n kleerling tuisland. Ja. Die ander het klaar lande gehad, almal was in hulle lande en goeie buurskap het begin ontwikkel, maar die liberale spul wou dit nie aanvaar nie, want dan kon hulle nie die land stroop van sy minerale en sy rykdomme nie. So hulle het toe nou groot moeilikheid veroorsaak. Die politieke mag is dan oorgedra deur de Klerk en sy verraaiers aan hierdie swart groepe, ook maar agitators, want selfs die Zulus wou aanvanklik nie eers in hierdie ding ingaan nie. Ja, dis reg. So, hulle is oorreed op watter manier op... Ekskuus tog, Bophuthatswana wou ook nie. Ja, dis waar. Hulle is deur die ANC ingeval en gedwing oorheers. te gee. Ja, Mangope wou ook nie, dis waar. So, toe is ons nou beroof van ons land. Ons taal word sedert daai tyd in 94 nou al meer en meer verneder en verwoes. Ons volk word verwar, ons volk word geminag en ons het
bekostig ons land, maar hulle wil eintlik eiendomsreg ook wegvat. Ja. So nou verloor ons weer al drie daai boustene van selfbeskikking. Want dis tog wat ons vir die mense wil sê, wat beteken selfbeskikking? Eie volk, eie taal, eie land, nee. Nou ja, die huidige grondwet, as 'n mens 'n deel van daai amper bose grondwet kan aanhaal, 235. hy erken tog selfbeskikking, Ja. maar in 'n eie groep, wat dit ook al beteken. Jy sal nooit regkom met daai stories nie. Dan internasionaal is daar 'n baie belangrike feit. En dit is dat enige nasie of volk se reg tot selfbeskikking word erken. Dis reg. Ja. As daar 'n volk en 'n nasie. Nou wat is ons nog anders? Ons sit nou hier in 'n vreemde situasie, maar nog in ons eie land. Ons is mos 'n volk. Dis reg. Hier praat ons Afrikaans met mekaar. Ons eie taal. En ons wil net ons eie land terug hê. En dis waarmee ek wil afsluit En vandag. ekskuus tog, ek net voor jy afsluit. 'n Ander ding wil sê is dat ons moet die verskillende groepe kan op hulle eie groepe werk soos hulle wil werk, maar ons moet begin saamwerk. Ja, Ons moet begin saamwerk. onder die blanke groepe moet ons hierdie feite verstaan wat feite is en nie fiktiewe goed skep Ja. nie. Jy moet 'n land hê. Jy's 'n volk, jy moet 'n land in jou eie taal en jou eie regering hê. En dis die feite van die saak. Ja. Baie dankie.